Groete in die kragtige naam van Jesus, ons verlosser. Aan hom kom toe die heerlikheid, die krag, die mag en die koninkryk behoort aan hom. En ek groet u in sy naam vanmôre, daardie pragtige naam van Jesus. Dankie dat u die tyd gemaak het om na my te luister. Ek het weer die goeie nuus vanmôre. En ek wil graag bedien rondom die standaard van God vanmôre. Die standaard van God. Nou geliefdes, wanneer ons Hebreërs 13 vers 8 lees, dan sal ons sien dat God is dieselfde. Gister en vandag en tot in alle ewigheid. God is dieselfde, hy verander nie. Nou as God dieselfde is, dan beteken dit ook dat sy wil is dieselfde. Sal jy met my saamstem? En wanneer ek kyk na die wil van God, dan hou ek daarvan om dit te kan sien as 'n reguit lyn, 'n reguit lyn. Dit verander nie, dit gaan nie op en af nie, dit bly dieselfde. God se wil is dieselfde, so wat vir God vandag onaanvaarbaar is, kan nie môre vir God aanvaarbaar wees nie. God se wil bly dieselfde. En baie keer sal mense na my toe kom en sê, Chris, wat dink jy oor 'n sekere saak? Jy sien, as ons vanmôre sou byvoorbeeld vat 'n kontroversiële onderwerp soos abortus. En hulle vra my, wat dink jy oor dit? Hoe voel jy oor dit? Jy sien, ek het my wil in lyn gebring met God se wil. En ek sal vir hulle sê, dit is hoe God oor dit voel. Moenie vir my vra nie. Dis nie belangrik hoe ek oor dit voel en daaraan dink nie, maar hoe God daaroor voel en hoe God 'n saak sien. En nou het hulle argument met God, nie meer met my nie. En dit het my al baie gehelp in die lewe. Nou wanneer ons sal praat oor die wil van God, dan vra ek die vraag, waar kom genade dan in? Waar pas genade in? Nou ek wil 'n verklaring maak vanmôre. Jy sien, God se genade het nie in die plek van dissiplinering gekom nie, of van tugtiging, of van die straf van God nie. Maar genade het in die plek van die wet gekom. En ek lees graag vir u in Johannes 1 vers 17. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wet, Ou Testament, deur Moses gegee, sien in die Ou Testament, wanneer was jy regverdig verklaar? Wanneer jy die wet gehou het, deur jou werke, dan was jy regverdig verklaar. Maar in die Nuwe Testament het genade gekom. Jy word regverdig verklaar deur genade, deur Jesus Christus. Nou mense, dis baie belangrik dat ons moet vasstel, dit bring ons weer terug na die lyn toe, die wil van God. En die wil van God is gelyk aan die standaard van God. So die standaard van God bly dieselfde. En wanneer ons kyk na die standaard van God, dit is hoog. En daarom sal ons vind dat baie mense het opinies rondom sekere dinge. Nou ek wil nie vanmôre na opinies kyk nie. Elke Tom, Dick en Harry het 'n opinie vandag. As jy social media oopmaak, sal jy dit sien. Maar ons gaan nie na die boek opinies toe nie. Ons gaan na die boek van die boeke toe. Die woord van God. Die boek wat ingehandig is vir vryheid, sodat ek en u vryheid kan geniet. En dan wil ek die vraag vra, wat is die standaard van God? Hoe moet ek en u lewe voor God? Hoe moet ons wandel om in geregtigheid te kan wandel? En ek wil gaan kyk na 'n paar skrifte, om dit vir u voor te kan hou. En ek gaan eerstens na 1 Johannes 3 vers 10 toe. En ek lees vir ons uit die New King James Version. 1 Johannes, die evangelie van Johannes. Dis klein Johannes 3 vers 10. In this the children of God and the children of the devil are manifest. However, does not practice righteousness is not of God, nor
is he who does not love his brother. So the children of God and the children of the devil are manifest. Dit kan gesien word. Johannes bring 'n duidelike skeidslyn tussen die wat kinders van God is en die wat kinders van die duiwel is. En die kinders van God is die wat geregtigheid doen. Jy sien, hulle doen dit. Dit kan gesien word. It's not talk the talk, but walk the walk. Gaan nie oor om 'n hoed aan te trek kerk toe nie, of op te sit kerk toe nie, of 'n soet aan te trek nie. Dit gaan oor om geregtigheid te doen. Nou die maklikste manier om geregtigheid te kan verduidelik, beteken om te doen wat reg is in God se oë. Dit wat jy doen, is reg in God se oë. En die wat dit doen, hulle word kinders van God genoem. En die wat dit nie doen nie, is kinders van die duiwel. Duidelike skeidslyn wat Johannes tussen die twee groepe sit. So ons moet dit raak sien vanmôre, geliefdes. Die tweede skrif is ook in 1 Johannes 2 vers 6. En hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Hy wat sê dat hy in hom bly, die wat sê hulle is in Christus. Jy sien, ons is so vinnig om daardie skrif in 2 Korintiërs 5:17 te quoteer, dat in Christus Jesus is ek 'n nuwe skepsel. Jy sien, as jy 'n nuwe skepsel is, beteken dit daar het 'n verandering gekom. En die wat sê dat hulle in Christus is, hulle moet dan ook wandel, soos wat Christus gewandel het. Hoe het Christus gewandel? Wandel u soos Christus. Jy sien, as u bely dat u in Christus is, dan moet jy ook soos hy wandel. Dan die volgende skrif waarna ek wil gaan kyk is 2 Timoteus 2 vers 19. Ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van ongeregtigheid. Elkeen wat die naam van Christus noem, elkeen wat die naam van Christus bely as hulle verlosser, moet van die ongeregtigheid afstand doen. Hulle moet dit los. Jy sien, ek kan nie wandel in ongeregtigheid en Christus my verlosser noem nie. Ek kan nie sê ek is 'n Christen as ek nie wandel soos Christus nie, as ek nie die ongeregtigheid doen nie. Jy sien, ek moet dit verlaat, ongeregtigheid, as ek die naam van Christus bely. Nou die ander skrif waarna ek wil gaan kyk is in Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hier skryf apostel Paulus, dat die ouë mens is saam gekruisig. Hoekom? Sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak kan word. Die liggaam van die sonde is die Adamiese natuur, en dit is saam met Christus gekruisig. Ek is gekruisig vir die wêreld, en daarom dan die krag van sonde word gebreek, die krag van versoeking word gebreek, want ek bely die naam van Jesus as my verlosser, en ek wandel soos wat hy wandel. Ek is in Christus, ek het die ongeregtigheid verlaat. Daarom dan kan ons hier sien hoe God deel met sonde. God deel met sonde deur die kruis. Nie met genade nie. Dis God se antwoord vir sonde, is die kruis. En ons kan dit raak sien. Kom ons gaan kyk na nog 'n skrif. 1 Johannes 3 vers 9. En ek hou daarvan om die Amplified Classic Edition te vat hier, want die Afrikaans is nie heeltemal korrek vertaal van die oorspronklike Grieks nie. Die Afrikaans sê dat die wat uit God gebore is, kan nie sondig nie, omdat die saad van God in hom bly. Maar dis nie 'n korrekte vertaling nie.
die Amplified Classic Edition. Kom ons lees hom. No one born, begotten of God, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. Sien nie? For God's nature abides in him. His principle of life, the divine sperm, remains permanently within him, and he cannot practice sinning because he is born, begotten of God. Sien, beoefen nie sonde nie, do not practice sin. Nou geliefde, u kan vandag vir my sê, pastoor, hoe werk dit dan? Daar is tye wanneer ek sondig sonder dat ek dit beplan het. En daar's tye wanneer ek struikel, dikwels struikel ek. Hoe werk dit dan nou? Nou ek wil graag vir u Judas 1 vers 24 en 25 lees. Kom ons gaan kyk na hierdie skrif. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Kyk na hierdie skrif, geliefdes. Die God wie ons dien is in staat, hy is magtig om jou en my van struikeling te kan bewaar en ons foutloos in sy heerlikheid in te kan bring. Sien jy dit? Daarom dan, jy kan vandag vir my vra, Chris, glo jy werklik dat dit kan gebeur? Ja, ek glo dit. Ons is in staat om God se heerlikheid, om God se standaard te kan uitleef. En ek wil dit graag illustreer vanmôre. Jy sien, as ek hierdie handskoen vat, en as ek die handskoen sou gewees het, dan kan ek vir die handskoen sê, om hierdie glas op te tel. En as die handskoen sal dan vir my sê, maar dit is vir my onmoontlik. Ek is nie in staat nie, ek het nie die vermoë om dit te kan doen nie. Maar die oomblik as ek my hand in hierdie handskoen sit, jy sien met die krag van Christus in my, daar's nou krag in my, wat in staat is om hierdie glas op te kan tel. Met Christus in my kan ek alles doen. Met Christus in my is ek vry, ek is vry. Met Christus in my is ek kragtig. Met Christus in my is ek oorwinnaar. Met Christus in my het ek vermoë. Met Christus in my is ek in 'n vennootskap met God. Met Christus in my is ek in oorvloed. Met Christus in my werk die woord van God vir my. Jy sien, dit is waaroor dit gaan. Met Christus in my. Maar die oomblik wanneer ek hierdie handskoen uittrek, sonder Christus, is ek nie in staat nie. Ek kan niks doen nie. Daarom dan, geliefdes, kom ons kyk na vers 25. Aan hom, die alleenwyse God ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Kan ons dit raak sien? Kan ons God eer vanmôre? Kan ons vir hom sê, U is kragtig God? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dit stel my in staat om God se standaard te kan uitlewe. God het vir my voorsiening gemaak, deurdat hy genade en die waarheid gestuur het, deur Jesus Christus, wat my help, wat my in staat stel, om God se genade te kan uitlewe. En ons eer sy naam vanmôre, en ons dank hom, hy wie ons eerste lief gehad het, wat sy lewe afgelê het vir ons, sodat ons God se genade kan uitlewe.
Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir Jesus. Dankie vir die boek, Here, van vryheid. Dankie dat U genade vir ons gestuur het, Here, sodat ons saam met U kan wandel en U standaard kan uitlewe. Seën elkeen wat na hierdie woord geluister het, Vader, dat hulle sal weet dat die genade van God is oorvloediglik, sodat ons in staat kan wees om behaaglik voor U te kan lewe. En ons wil verklaar, Vader, ek leef nie meer nie, maar dis Christus wat in my leef, en hy stel my in staat om die mens te kan wees waarvoor hy gekom het, sodat ons in God se heerlikheid kan ingaan. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. 'n Geseënde week vol van God se genade vir U. En nou kan ons sien waaroor gaan genade. Dit bedek nie sonde nie, maar dit stel ons in staat om vorentoe te kan gaan met God. Geseënde week aan elkeen. Shalom.